is in die geskiedenis as randakkermense uitgerangeer, hoofsaaklik deur die toedoen van hulle eie wit taalgenote. Dit terwyl hierdie soete taal, wat so gemaklik op die tong lê, ontwikkel het deur 'n veelvoud van invloede, onder meer van die Khoi en San. Daardeur word die taal aan Afrika se suidpunt geanker in die plaaslike bodem soos geen ander nie. Toe ek jonger was, het ek dikwels gaan duik en die son het my vel 'n diep bruin gebrand. Dit het 'n hele paar keer vir komiese situasies gesorg wanneer mense my vir 'n bruin man aangesien het. Ek het by wyse van spreuke aan my eie vel gevoel hoe belaglik oppervlakkig mense jou met die apartheidsmaatstawwe in 'n hoekie kan prop binne sekondes nadat jy onbekendes ontmoet het. Dit was veral aan die program Fokus op SABC 2, waar ek bewuslik probeer het om die bruin mark te teiken. Dit het goeie vrugte afgewerp. Ons het 'n verskil gemaak in mense se lewens. Die owerhede het byvoorbeeld wakker geskrik en iets gedoen nadat ons 'n storie oor gebrekkige watertoevoer na 'n gemeenskap uitgesaai het. Nou nog, as ek op 'n klein dorpie in veral die Wes- of Noord-Kaap kom, onthou die mense my as die ou wat op Fokus gespeel het. Was ek 'n vryheidsvegter? Nee. Het ek my stem duidelik en hard genoeg laat hoor teen die onregverdigheid en die verontmensliking van medeburgers? Nee. Moes ek sterker wal gegooi het teen apartheid? Miskien ja, maar dan sou ek juis nie 'n ewewigtige gesprek te gelyk kon lei met mense van verskillende oortuigings nie. Selfs in my private lewe het ek nooit 'n sterk mening na die een of ander kant gestel nie. Wat ek wel duidelik veroordeel het, was die gebruik van geweld om politieke konflik te besleg. In my loopbaan het ek probeer om sover moontlik die middeweg te kies. Die onafhanklike kommentator Dennis Beckett het gepraat van die radical middle. Ek dink nie ek was dit nie, maar ek was tog daartoe verbind om my oë en ore alkante toe oop te hou. Suid-Afrikaners kan in die besonder trots wees op die media wat met 'n bietjie meer eer uit die stryd tree as die 3 ander dele van die dinamiese demokrasie. Dit is nou die uitvoerende gesag, die parlement en die regbank. As dit nie vir die media was nie, sou baie van die ongeruimthede rondom staatskaping nie onthul gewees het nie. Dit is ook verblydend dat die burgerlike samelewing al hoe meer na vore tree as 'n doener van dinge. Op Senekal en Kolini het gemeenskappe self leiding geneem om ongemaklike verhoudinge te stabiliseer en saam te werk om hulle dorp op te hef. Dit was vir my persoonlike plesier om oor sulke inisiatiewe onderhoude te doen en so stuwing daaraan te gee. Voor die skryf van hierdie boek het ek dikwels gewonder, wie sal tog in my stories belangstel? Maar in my omgang met mense het ek by so baie gehoor dat hulle graag wil weet wat agter die skerms gebeur het. Ek het baie in my lang amptelike loopbaan beleef, dinge wat sonder twyfel my lewe verryk het, en hopelik ook die van ons kykers en luisteraars, selfs net in 'n geringe mate. Ek probeer iets daarvan hier weergee. Hoofstuk 1: 'n Afrikaanse Robinson. Ek moes dikwels in my lewe verduidelik hoekom ek as 'n deur en deur Afrikaans sprekende 'n Engelse van het. In ons 5 Robinson-kinders se are het die bloed gevloei van die Europese immigrante se 2 hoofstrome, die Franse hugenote en die Britse settlers van 1820. Ek is die naas oudste en is op 17 November 1952 in Pretoria gebore. My broer Louis is die oudste. Na my het my sus Fia, broer Erik en kleinsus Marguerite gevolg. Daar was nogals 'n hele klomp Robinsons onder die settlers. Ons Robinsons is die afstammelinge van Robert, wat met Martha Strutt getroud was. Hulle was van die dorpie Minster op die eiland Sheppey in Kent, suidoos van Londen. Robert was die dorp se slagter. Hulle een seun Philip is my grootoupa. Hy is op 30 Maart 1819 in Engeland gebore en het as 'n baba die 3 maande lange vaart op die skip Brilliant meegemaak as deel van die Erith groep settlers. Sy broer William is 'n maand voor hulle aankoms op die skip gebore. Die groep het op 15 Februarie vertrek en op 15 Mei 1820 anker gegooi in Algoa Bay, later Port Elizabeth en deesdae Gqeberha. Die gesin het grond by Albany naby Gramstad gekry.
Robert het nie as 'n boer sukses behaal nie en het laat To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.